Hallo julle. Hallo daar. In die afgelope week kom ons op 'n interessante weer eens op 'n interessante stukkie skryfwerk af. En dit is 'n 18de eeuse selfmoordbriefie. Nou Moenie vra hoe kom ons daarby uit nie. maar die enigste sin wat die 18de eeu se heer man op die briefie geskryf het is all this buttoning and unbuttoning. En 'n mens kan dit nogal verstaan uit die 18de eeu hier in die 1700s waar hulle al hierdie jasse en kledingstukke en Met die baie knopies. met die verskriklik baie knopies. Daar was ook nie ritsluiters nie. Nee, alles is toegeknoop en oopgeknoop en toegeknoop en oopgeknoop. Vasgeknoop en losgeknoop. Ja. En vir hierdie man was dit net te veel, hierdie sleurwerk. Elke oggend se vasknoop en elke aand se losknoop. So sy selfmoordnota het net gelei all this buttoning and unbuttoning. En dis so 'n treffende nota eintlik. Dit Tragies. verskriklik baie. Jy weet dit mense amper sê wat lê tussen daai buttoning en unbuttoning. Wat te veel was of wat so min was dat dit nou net nie meer die moeite werd was nie. Ja. En dit is verstommend as 'n mens nou bietjie oplees, as 'n mens dan nou sê, maar is hierdie nota bekend in die literatuur want dit is anonymous. Hulle weet nie wie dit geskryf het nie, hulle weet maar net dan dadelik, dan weet hulle daarvan want byvoorbeeld die filosoof Schopenhauer het baie hulle praat van die filosoof van pessimisme. Hy het baie van die nota gemaak. So dit was 'n nota wat in sy eenvoud en in sy trefkrag baie wyd impak gemaak het. Wat baie interessant is op sigself. Maar net hierdie kwessie van en miskien moet ons ook net dit sê, hoe meer ek en Matilda hieroor gepraat het, hoe meer kom ons agter oor die een sinnetjie nota wil ons oor 2 weke praat. Ja. Want dit het net so baie om die lyf as jy nou mooi daarna begin kyk. En hoe jy dit sien en hoe ek dit sien. En ek is seker dat die mense wat nou hierna luister ook weer nog ander bydraes kan lewer van hoe hulle dit sien. Ja. So dit is 'n baie dit laat 'n ou regtig 'n bietjie dink. Ja, dis dis 'n treffende stukkie skryfwerk. Al is dit so tragies. All this buttoning and unbuttoning. En ek dink 'n mens moet realisties wees dat dikwels is die daaglikse herhaling en die monotone aard van dit doen ons maar weer. Ons hou nooit op om wasgoed te was nie. Ons hou nooit op om dit af te haal en op te vou nie. Skorrelgoed te was. En kos te maak en gras te sny en die dak reg te maak en so aan. Dis eintlik ons elkeen se buttoning en unbuttoning. Ja. Elke liewe dag. Maar selfs fisies, ek vat myself in die winter veral. Wanneer 'n mens baie lae moet aantrek. Dis regtig waar soveel moeite daai geaantrek en geuittrek. Ek meen ek dink dit klink belaglik. Maar dit is regtig dit vat net meer van 'n mens. Dit is asof dit dikwels sou ek sê as 'n mens net nie hoef aan en uit te trek die hele tyd nie. Ja, en in die winter kan 'n mens wegkom want jy laat jou standaarde val en jou pyjamas word onderklere en jy trek dit net uit en Is dit wat jy doen? Is dit hoekom jy so vinnig in die winter baie min unbuttoning en buttoning. Maar dit is so 'n geval. En 'n mens wil sê in die eerste plek dat 'n mens begrip het vir mense wat vasgevang is in sleurwerk. Dit kan regtig uitputtend wees. En dat 'n mens begrip het vir mense wat
depressief is. Ja. Want ek dink as 'n mens depressief is enige ding te veel. Dit kan die kleinste ding wees, maar dit is te veel. Ja. Daar is so Om aan te trek of uit te trek. ja, dit is so oorweldigend. Alles is net oorweldigend. Dit ja, so mens besef en dit is heel moontlik waar die persoon was. Ja. Dat daai was ek wil amper sê die laaste strooi net nog Nog 'n knoop. Net nog 'n knoop wat moet vasgemaak en losgeknoop. So in die eerste plek besef 'n mens die onderliggende tragedie wat daarin lê, maar ook 'n stuk realiteit waar dit partykeer regtig baie moeilik is. En wanneer ons dan nou daaroor praat en dit vanuit 'n kontemplatiewe hoek belig, dan kom ons nou nie om 'n vroom sousie daaroor te gooi om te sê hoe kan ons dit regmaak of enigiets van die aard nie, maar met die besef dat ons daar bestaan uit so baie gewone dinge. So baie sleurwerk. En herhalende dinge. Ja. Dieselfde ding. Nimmer wat jy weer eindig. gaan doen. Ja. Hoe kry 'n mens sin in sulke dae? Ja. Hoe is dit dat 'n mens daarmee voortgaan? Kan jy Wel wat my nou by my opkom is Brother Lawrence. ja. Wat so ek dink jy ken sy storie beter as ek, maar hy was 'n monnik in 'n klooster en hy het in die kombuis gewerk. Ja. En Want ek glo nie eers hy was 'n volle monnik nie, hy kom uit 'n baie arm agtergrond en toe was hy in die leer, want ek bedoel daar het hy darm 'n bietjie geld gekry en toe is hy baie erg gewond, hy het sy hele lewe lank mank geloop en toe het hy hierdie bekering gehad en hy toe na hierdie klooster toe gegaan, maar omdat hy eintlik ongeletterd was, uit 'n baie arm agtergrond gekom het, is hy nie in die monnikorde soseer opgetrek nie, maar het hy in die kombuis gaan werk. En die impak wat hy gemaak het in terme van juis dit, die heiligheid of die hoe waardevol sy werk vir hom was in terme van 'n belewenis van God. Om skorrelgoed te was, om die vloer te was of te vee. En dit is wat vir my daarby inkom en ek dink dis 'n baie tall order. Ja. Om as jy 100 knope het om vas te maak op 'n dag, elkeen van daai knope met soveel bewussyn te doen, dat dit vir jou 'n besondere betekenis kry. Maar ek dink dis waarop dit neerkom, die oomblikke weer eens. Dis reg. Soos wat ons baie keer sê, die oomblikke, dit waarmee ek besig is om regtig dit te beleef. Ja. Ek het die hele klomp van my klere het van hierdie parelknopies, hierdie mother of pearl. En dit is altyd vir my so mooi, ek so bly as ek 'n ding uithaal en ek sien uit van daai knopies. Daar was iets omtrent knope. Ek onthou ook as 'n kind, ek dink nog maar net aan knope, hoe ek as 'n kind met knope gespeel het. My ma het so 'n hele blik gehad, ek het nog steeds 'n blik knope. Dis soos 'n skatkis, maar net om die belewenis te hê van die gewone, nie net as dit moet gedoen word nie. Nee, maar dat die lewe nie eers begin as ek hiermee klaar is nie, maar dat hierdie deel van die lewe is. En belangrik is. Dit en is. Sin het. Ja. En, Dit wil nie sê dat as daar 'n korter en 'n makliker manier is om iets te doen, dat jy die swaar manier hoef te kies nie, né? Dis nie wat ons sê nie. Nee, want dan ek dink ons sal swaar van ons korrelgoedwasser afstand doen nou. Ja, want ons nou dat ons weet hoe dit is om 'n korrelgoedwasser te hê. So met ander woorde, ons sê nie dat 'n mens nie kreatief en vindingryk te werk moet gaan om sinvolle maniere te kry om werk gedoen te kry en af te handel en so. Nee, maar die lewe bestaan die uit lewe dinge wat bestaan gedoen uit dit. Die lewe bestaan. Dit laat my dink in die boeddhistiese tradisie is daar 'n gesegde wat sê before enlightenment
cut wood and carry water. Ja. After enlightenment, cut wood and carry water. Ja. Niks verander nie. Jou dag is nog jou dag. Jy moet steeds hout kap en jy moet steeds water aandra. In watter vorm dit ook al mag wees. Maar om die sin en die betekenis in die gewone te kry. En ek dink in daardie opsig is die kontemplatiewe tradisie so 'n ryk tradisie, omdat dit, om dit eenvoudig te stel, die groot God in die eenvoudige daaglikse gebeure opmerk en ontmoet. So dit kry 'n ryk betekenis. En ek dink dit maak dat ons algemene werk makliker doen. Ek dink baie keer, 'n mens is nie altyd lus vir iets nie, maar bloot die feit dat ek kon opstaan en dat ek in staat is om hierdie fisiese werk te doen. Buite in die son, jy voel die son op jou lyf en alles. Dis eintlik so 'n groot voorreg. Nee, dit is. Dat mens selfs klere met knope het. Ja. Ja, so volgende week gaan ons so 'n bietjie uit 'n ander hoek uit na hierdie baie interessante sinnetjie kyk. Maar baie dankie dat ons vandag met julle kon gesels. Mooi bly almal. Tata.